Goeiemôre broeders en susters en kinders. Ons het vanoggend enkele afkondigings voor die erediens. Die eerste afkondiging is ons kollektes wat vir die diens van barmhartigheid gaan onder die diens by die deure vir die studente hulpfonds en dan volgende Sondag by die deure vir die emeritaatsversorging. Dit dan wat ons afkondigings betref voor die diens, 'n laaste afkondiging wat ek amper vergeet het, is vanoggend het ons die voorreg om vir broer Franco Smit as diaken in die gemeente tydens die dienste bevestig. Kom ons sit so en ons raak vir 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader. Psalm 94, as die Here my nie gehelp het nie, was die stilte van die graf seker al my tuiste. Toe ek gedink het my voete gly, het U troue liefde my regop gehou, Here. Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het U vertroosting my tot rus gebring. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word U ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en dan loof ons die Here met die bekende woorde van Psalm 100, juig al wat leef, en ons sing al 4 die verse, en dan kyk mooi wat sing ons in vers 4 oor die goedertierenheid van die Here. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Psalm 128, die pragtige psalm wat ons goed ken, wat sê, wie deur Gods vrees bewoond trou op die weg wil gaan, waarom Gods wil voor oë en klaar geteken staan. Dan begin daardie psalm praat van die arbeid van jou hande, wat jy met vreugde geniet, van jou huislike lewe wat vreugde vir jou bring. En daarom luister ons vanoggend weer na die wil van die Here, sodat dit voor elkeen van ons se oë ook geteken staan, dit wat God wil hê ons moet doen, dit wat God vir ons sê, omdat God wil hê ek en jy moet ook 'n geseënde lewe hê. So kom ons luister vanoggend na Eksodus 20 en dan sien ons daarin ook die liefde van die Here vir ons raak, nie net ons liefde vir hom en vir mekaar nie, maar besonder sy liefde vir ons, omdat hy daardeur vir elkeen van ons 'n geseënde lewe gee. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Kom ons sit so en dan sing ons saam Psalm 128 vers 1, waarna ons saam sal bid. Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, ons wil vanoggend ook ons hoofde bidend voor U buig. En ons wil bely dat dit deur U genade is, dat ons elke dag lewe. Nie net ons nie, maar ook die gelowiges van alle tye, wat in en deur ons Here Jesus Christus ook die gawe van die lewe, die ewige lewe ontvang het. En juis daarom wil ons vanoggend ook bid en vra
dat U deur die Heilige Gees in ons sal werk, sodat ook in ons lewens, en dit wat ons sê, en dit wat ons dink, en dit wat ons doen, ons die beeld van ons Here Jesus Christus sal uitdra. Ja, dat ons elkeen in U liefde geanker en gevestig mag wees en vasstaan in hierdie wêreld. Om nooit 'n stukkie van die genade wat U so vrylik aan ons geskenk het, as iets nutteloos te sien of as iets te sien wat ons maar ligtelik mee kan omgaan. Ja, dat ons U genade, U liefde vir ons na waarde sal skat. Daarom vra ons dat U ons deur die verkondiging van die woord ook sal help om te begryp en te verstaan hoe lief U vir ons is. Ja, dat U liefde vir ons so groot is, dat ons as mense dit nie met ons eie verstand kan uitreken nie, kan begryp of verstaan nie. En daarom weet ons dat ons dit alleen kan doen, as U self dit aan ons openbaar en dit vir ons wys. Ons bid dit nie net vir onsself wat hier is vandag nie. Ons bid in besonder ook dat hulle wat siek is, hulle wat weens hulle omstandighede nie hier saam met ons kan wees nie, dat U hulle ook sal troos met U liefde. Dat U ons ook sal gebruik wat nog gesondheid en krag het om ook U liefde aan daardie mense te bedien in ons barmhartigheid. Want ons weet, Here, almal is afhanklik van U genade. Ons bid ook vir U kerk oor die wêreld heen versprei. Ons gebed vandag is dat U ook U koninkryk deur U kerk sal laat sigbaar word in mense wat nie bang is om te getuig en wat nie bang is om die evangelie daadwerklik uit te leef nie. Ons vra ook dat U in ons land die verkondiging van die evangelie sal seën. En besonder ook aan hulle wat ons regering vorm. Ons wil hulle ook aan U opdra en vra dat U ook daar U heerskappy en die heerskappy van ons Here Jesus Christus sal laat geld. Ons bid ook dat U ons elkeen genadig sal wees, dat U ons sonde sal vergewe. Nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus ons Here. Amen. Vanoggend, broeders en susters, baie bekende gedeelte uit Matteus hoofstuk 10, ons kernverse vers 29 tot 31, is 2 mossies nie vir 'n sent te koop nie, en tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies. Daardie gedeelte wat so omarm word deur die mossies, 2 mossies vir 'n sent en dan daardie laaste gedeelte, julle is meer werd as baie mossies. Kom ons luister saam vanaf vers 26 tot en met vers 33. Moet dus nie vir mense bang wees nie. Daar is niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, moet julle in die daglig sê, en wat in julle oor gefluister word, moet julle van die dakke af uitbasuin. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Is 2 mossies nie vir 'n sent te koop nie,
en tog sal nie een van julle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Dit dan ons teksgedeelte vir vanoggend. Nou ons sing nou saam in aansluiting hierby daardie baie bekende Psalm waarin ons sing van die mossies, daar in Psalm 84. Ons kan staan vir die sing daarvan, waarna ons weer ons sitplekke inneem. Dit is so broeders en susters, kinders, alle mense was al bang gewees of onseker gewees. Bang of onseker, ook Jesus se disippels. Ook hulle was bang en onseker gewees. Hulle was bang en onseker gewees omdat Jesus hulle in 'n wêreld ingestuur het, ook om vir ander mense van hom te gaan vertel, of soos ons teksgedeelte sê, om hulle voor die mense openlik vir hom uit te spreek. Nou dit klink miskien maklik, klink miskien vir ons vanoggend, maar wat is nou so moeilik daaraan, wat is so verskriklik daaraan, om vir mense van Jesus te gaan vertel? Wel, broers en susters, as dit so maklik was, dan was die kerke vandag baie voller gewees. Dink 'n bietjie daaroor aan 'n mens se eie lewe. As mens groot word, ons kinders kan daarvan vertel, hulle beleef dit nog baie intens. Daardie ding van as die vriende stout is, of jou maatjies droog maak, dan gaan jy saam met hulle. Jy's bang om vir hulle te sê, moet dit nie doen nie, want jy weet hulle gaan vir jou lag. Hoeveel keer het 'n mens nie al in jou lewe gesien hoe dat iemand anders geboelie word of verontreg word nie? Dan het jy stil gebly en nie gekeer nie. Hoeveel keer het jy al geluister hoe ander mense vloek of selfs die naam van die Here misbruik,
sonder dat jy iets gesê het. Hoeveel keer was ons nie al te bang om met ander mense, met vreemde mense of met mense wat ons ken by ons werk of in ons kompleks waar ons bly, ons bure te praat oor die Here en wat die Here vir ons doen nie. Jy sien, ons word maklik bang vir wat mense van ons mag dink, vir wat mense aan ons kan doen, vir wat mense oor ons kan sê. Hoekom? Want ons vergeet baie maklik dat ons, elke een, meer werd is as wat ons dink. Jy is meer werd as wat jy dink, want jy is kosbaar vir God. En God is die een wat jou bewaar. Daarom sê Jesus vir hulle, by herhaling ook in hierdie teksgedeelte, moenie bang wees nie. Jesus self sê dit baie duidelik hier in ons teksgedeelte, vers 26 tot 28, moenie bang wees vir mense nie. Hoekom sê hy vir ons, moenie bang wees vir mense nie? Nou, dis belangrik om te weet hoekom Jesus dit juist so vir hulle sê, voordat hy vir hulle vertel van die mossie, en voordat hy hulle vertel hoe baie werd hulle vir hom is. Voordat hy vir hulle vertel dat wie hom verloon, sal hy ook verloon. Hoekom sê Jesus, moenie bang wees nie? Nou, Jesus sê dit, omdat hy weet dat ons bang gaan wees. Veral wanneer ons die regte ding gaan doen of die regte ding gaan sê, en veral wanneer ons oor hom moet praat met ander mense. Want hy weet die verskriklike dinge wat hulle aan ons kan doen en aan ons gaan doen. Jesus self sê vir sy disippels, en hy self sê vir ons ook, ek stuur julle so skape tussen die wolwe in. Ons almal weet wat wolwe doen met skape. Wolwe is wrede roofdiere, hulle is soos ons wilde honde, hulle vreet letterlik hulle prooi lewendig op, ruk stukke vleis uit hulle prooi uit. Jesus sê vir sy kerk, hy sê vir jou en my, ek stuur julle so skape tussen die wolwe in. Ek stuur julle om te gaan vertel. Ek stuur julle om te gaan getuig. Ek stuur julle om te gaan bely wie ek is, wie God is. Dis belangrik dat ons dit besef. Wanneer ons, maak nie saak waar ons is, vir ander mense wys hulle is op die verkeerde pad, of ander mense gaan getuig van ons Here Jesus Christus, dan's dit wat met ons kan gebeur. Hulle kan ons uitmekaar uitskeer. Dink maar vir 'n oomblik, hoe word jy gespot wanneer jy op skool nie saam met die ander kinders die verkeerde goed wil doen nie. Veral die seuns is nogal lief daarvoor om te boelie en dan te sê, maar as jy nie saam dit doen nie, is jy 'n sussie. Dink 'n bietjie daaraan hoe bang is ons om by ons werke en in ons omgewings met mense te praat wat ons sien op die verkeerde pad is. Vir Jesus se disippels was dit nog erger. Hulle sê hy vir hulle sal aan geregshowe uitgelewer word. Hulle sal voor goewerneurs moet gaan staan en voor konings gebring word. Nou moet mens onthou, hulle is ongeleerde vissermanne, Petrus en sy vriende. Dink hoe verskriklik moes dit vir hulle nie gewees het om dit te hoor nie. Hulle wat hierdie, kom ons noem dit maar die nederigste van al die mense is, gaan voor konings staan en vir konings moet sê wie Jesus is. Dan is dit nog nie die ergste nie. As jy jou Bybel vat en jy blaai net 'n bladsy terug na hoofstuk 10 vers 21 en 22 toe, dan staan daar die een broer sal die ander uitlewer om doodgemaak te word. Selfs 'n pa sy kind, kinders sal teen hulle ouers in opstand kom en hulle doodmaak. Julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word.
vreesaanjaende woorde. Te dink selfs jou eie familie, jou eie pa sal jou doodmaak, jou eie kinders sal jou vermoor as jy jou vir Jesus uitspreek. Die hele wêreld sê hy sal jou haat. Tog sê Jesus, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Daar's niks wat mense aan ons kan doen waarvan God nie weet nie. Selfs al wil hulle ons doodmaak, kan hulle nie ons lewe van ons af wegneem nie. Ja, sê hy, onthou dit elke dag. God weet meer as hulle. Hy kan meer as hulle doen. Hulle kan ons miskien bang maak, hulle kan ons miskien dreig, hulle kan ons miskien doodmaak, hulle kan ons miskien bespot. Maar God kan baie erger dinge doen aan iemand wat aan hom ongehoorsaam is. Ja, sê Jesus, hy kan jou in die hel laat vergaan. Moenie bang wees vir wat hulle aan jou liggaam kan doen nie. Vrees God. God is groter as enige mens. En vir diegene wat God alleen vrees, sê hy, is daar die ewige lewe saam met hom. Maar as ons hom verwerp, is daar verwoesting sonder hom. Dis juis deur die koms van die koninkryk aan mense te gaan verkondig, deur van Jesus te gaan vertel aan ander mense. Juis daardeur wil God ons verseker dat ons nie hoef bang te wees nie. Want ons is in God se hande en niks kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Paulus het dit mooi opgesom toe hy gesê het, geen dood of lewe of magte of kragte of hoogte of diepte of wat ook al daar in die skepping is, kan ons van die liefde van God skei nie. Want, en dit bring ons by die mossies, onthou, ons is kosbaar vir God. Verse 29 tot 31. God is jou Vader en hy sorg vir jou, sê Jesus. Hy is die skepper van hemel en aarde wat alles gemaak het, wat alles in stand hou, wat alles onderhou, wat bepaal wanneer dinge gebeur, hoe dit gebeur. En hy is die een in wie jy jou vertroue moet stel. En nooit moet vergeet hoe kosbaar jy vir hom is nie. Ons weet dit, in die algemeen sê Jesus, sorg God vir alle dinge, ook vir die mossies. Nou onthou die mossies, die goedkoopste, die nederigste voeltjie wat daar is, kan nie op die grond val sonder die wil van ons hemelse Vader nie. En Jesus verwys hier na die mossies juis om vir ons die teenoorgestelde te wys van hierdie dingetjie wat die lewendig is, wat die minste werd is teenoor die lewendige ding wat die meeste werd is. Om vir ons te wys hoeveel ons vir God werd is. Dan vra hy dit eintlik, as hy dan vir hulle die kleinste sorg, hoekom sal hy dan nie ook vir ons wat vir hom die kosbaarste is sorg nie? Ons moet onthou in Jesus se tyd soos vandag ook was mossies baie bekende voeltjies. Hulle was oral gewees, hulle was volop gewees. Hulle het selfs in die tempel vir hulle gaan nes maak. En dan was dit ook so dat jy 2 mossies vir 1 sent kon koop. Hulle was amper niks werd nie. Maar ons hemelse Vader sorg vir hulle. Nog meer sê Jesus, sal hy sorg vir ons as sy kinders. En hoor hoe mooi stel hy dit, selfs die hare op ons hoof is getel. Nou ek dink nie daar is baie van ons wat in die aande wakker lê en wonder hoeveel hare is op ons hoof nie. Ons gaan ons ook nie bekommer as daar een uitval nie, ons gaan baie keer nie eens weet daar het 'n paar uitgeval nie. Maar so belangrik is ons vir God, dat hy selfs aandag gee in ons lewens aan dinge wat vir ons onbelangrik lyk. God se liefde vir ons gaan verder as wat ons kan dink. Dis juist die mooi daarvan. As ons dink hoe kosbaar is ons vir God en hoe lief God vir ons is, dan kan ons gaan kyk na
Nou hoe God dit vir ons in die Bybel beskryf, en ons almal ken die teksgedeeltes. Johannes 3 vers 16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So kosbaar is jy vir God, dat God sy enige gebore seun gegee het. Dink 'n bietjie 1 Johannes hoofstuk 4 vers 17 waar daar staan: hierin het God se liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Ons is nie meer bang nie. Ons lewe nie meer in vrees nie. Ons is nie bang vir die oordeelsdag nie. Hoekom nie? Want ons weet wat het Jesus Christus vir ons gedoen. Mooi gedeelte uit die Ou Testament uit Hosea hoofstuk 11 vers 8 en 9, daar staan geskryf, dan praat die Here, dan sê hy: maar hoe kan ek jou prys gee? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. En dan ook daardie mooi gedeelte uit Efesiërs uit waar Paulus bid, en in sy gebed dan bid hy: mag julle God se liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. As ons weet dat God ons so liefhet, dan hoef ons nie vir mense bang te wees nie. Inteendeel, ons moet lewe in die wete dat ons vir God werd is, baie werd is. Hy het ons baie lief en ons het hom lief. En hoe het ons hom lief? Deur as die verkondigers van sy liefde in hierdie wêreld te gaan leef. En om dit te doen, moet ons nie bang wees vir wat ander mense aan ons kan doen nie. Ons moet nie bang wees vir die wolwe wat ons kan verskeer nie. Ons is geroep om Jesus openlik te bely. Dit wil sê om ons voor die mense openlik vir hom te gaan uitspreek. Te gaan bely dat hy is die Here van my lewe. Baie eenvoudige Afrikaans, hy is die baas wat vir my sê wat ek moet doen en wanneer ek dit moet doen. Ja, daardeur wys ons dat ons God bo alles liefhet, dat ons sy gebooie alleen wil gehoorsaam. Selfs waar ons weet dit gaan moeilik wees om dit te doen. Selfs waar ons weet die wolwe lê en wag vir ons, gaan ons nie terugduins nie. Want deur die goeie te doen, die goeie te verkondig, erken ons Jesus se heerskappy oor ons lewens. En daardeur verkondig ons hom totdat hy eendag kom. En ons hoef ook nie te twyfel of ons dit gaan regkry nie, want dis juist die troos van die Heilige Gees. God het vir jou sy Heilige Gees gegee, die krag van God wat in jou werk, wat jou help om hom voor ander mense te kan bely. En die beste is van alles, wanneer die Heilige Gees jou lewe beheer, dan spreek jy jou openlik uit voor al die mense. En sal hy vir ons hemelse Vader sê wie ons is. Onthou dit, Jesus sê dit in ons teksgedeelte, wanneer ons hom openlik bely voor die mense, dan bely hy ons ook voor ons hemelse Vader. Dan sê hy vir sy hemelse Vader, ons behoort aan hom en ons behoort saam met hom in die hemel te wees. Maar vir die wat hom verloon, van hulle sal hy sê, ek ken hulle nie. Wat sal Jesus van jou en my sê voor die Vader? Is ons van die wat te bang is om hom openlik voor die mense te bely? Of is ons die wat weet hoe kosbaar ons vir God is? Wat weet ons is baie meer werd as wat ons self dink.
dat God ons baie liefhet. En dat God ook my lewe in sy hand hou. En dat ek mag weet, al is 2 mossies vir 'n sent te koop, sorg my Vader vir hulle, hoeveel te meer sal hy nie ook vir my sorg, wat baie meer werd is nie. Amen. Kom ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ek gaan aan ons voorhou die formulier vir die bevestigings van die diakens en daarvoor wil ek hê Franco, moet jy asseblief na vore kom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons verskillende male die naam afgekondig het van ons medebroeder, wat as 'n diaken van die gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in sy diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand egter enige wettige beswaar teen sy bevestiging voorgelê het nie, sal ons hom nou in sy diens bevestig. En vir die doel moet u broeder wat bevestig word, en ook almal wat teenwoordig is, eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en die amptswerk van diakens aanhoor. 'n Diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede asook die diens van regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle hiervoor nodig het. As diaken dan, geliefde broeder, word u geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus daadwerklik onderling in liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met die medediakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek, sorg te dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreemd raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, moet sorgvuldig beheer word, met wysheid bestee word en met vertroosting uit die skrif uitgedeel word. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in hierdie wêreld laat skitter. Het gehoor wat die opdrag is en ons vra u om opreg op die volgende vrae te antwoord. Is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God, daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof u om die goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en om volgens hierdie leer te lewe? Laastens, beloof u om u aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as u in leer of lewe hiervan sou afwyk? Wat is hierop die antwoord? Mag die alvermoënde God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar ook werksaam te wees. Wees dan toegewy in die diens, stel vas wat die nood van gelowiges is en kom hulle te hulp. Spoor almal aan tot mededeelsaamheid, wees versigtig in die besteding van die middele wat aan die sorg toevertrou het. Wees getrou in die diens en wees 'n goeie voorganger vir die gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente ontvang hierdie man as 'n dienaar van God
Laat U in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoeling en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen die daaglikse werk getrou, sodat U ook hulle kan help wat behoefte het. Dink ook aan die diakens in die gebede. Omdat ons dit uit onsself nie kan doen nie, broers en susters, kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat U ook vir broer Franco deur die Gees gelei het om die roeping op te volg as diaken in hierdie gemeente. Ons bid U gee aan hom steeds meer die gawes wat hy hiervoor nodig het. Skenk aan hom die wysheid, die skranderheid, die onderskeidingsvermoë en die liefde. Verleen aan hom die genade om getrou in die diens te volhard en om nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van hierdie wêreld daarin te verslap nie. Seën Here ook ons as gemeente waaroor U hom gestel het. Voorsien ons genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en goeie werke. Leer ons deur U liefde van ons Here Jesus Christus om ons aan mekaar se belange te dink. En laat so U heilige naam geëer word, die ryk van U seun Christus kom. Verhoor ons o Vader, deur U geliefde seun. Amen. Kom ons sing vir broeder Franco Psalm 20 vers 4, waarna ek vir ons 'n dankgebed gaan doen vir vanoggend. Nadat ons dit gesing het, Franco, kan jy jou sitplek weer inneem. Draai net na die gemeente toe. Psalm 20 vers 4, ons staan vir die sing. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons hoor dit so baie kere as ons broeders in die gemeente bevestig as ouderlinge en as diakens. Dat ons soveel kan hoor dat hulle nie deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld en hulle dienswerk moet verslap nie. En vanoggend hoor ons dit van elkeen van onsself. Dat ons nie moet bang wees vir wat mense aan ons kan doen nie. Want ons behoort aan U. Ons behoort aan ons Here Jesus Christus wat ons met sy kosbare bloed gekoop het. En U het ons oneindig lief. U sorg vir ons. U gee alles wat ons nodig het vir ons. Alles wat ons nodig het om na die liggaam en na die gees ook getuies te kan wees van U liefde vir ons. Ja, al weet ons 2 mossies vir 'n sent, ons oneindig baie meer werd. En U sorg selfs vir daardie mossies. En daarom wil ons vandag ook vra dat U deur die Heilige Gees so in ons hart sal werk, dat ons elke dag onsself openlik voor die mense vir ons Here Jesus Christus sal uitspreek, dat ons openlik in gehoorsaamheid aan Hom sal leef. Ja, dat ons ook werklik mag weet, daar's niks wat ons van U liefde kan skei nie.
Ons vra dit want ons ken ons eie sondigheid. Ons ken ons eie sondige natuur. Ons weet hoe maklik dit is om stil te bly. Hoe maklik dit is om niks te doen nie. Hoe maklik dit is om weg te bly. Daarom bid ons dat U ons die krag sal gee om in die geloof te volhard. Tot in ewigheid. Amen. Daar is nou 'n geleentheid om liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. By Psalm 31, ons sing vers 1 en vers 15, hoe groot is Here U seënstrome vir wie opreg van gees wil wandel in U vrees. Hoe groot die vreugde van die vrome as almal klaar bemerk het, die heil wat U bewerk het. Psalm 31, ons sing die eerste en die 15de vers, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Ontvang die seën van die Here en gaan daarmee ook in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen.
Baie dankie broeders en susters, enkele afkondigings. Die eerste een, julle het almal gehoor, oom Hyp is nie vanoggend hier nie. Ons sê welkom vir Blignout Viljoen. Hy het al by ons gespeel vorige kere en ons is dankbaar dat ons vanoggend weer saam met jou kon sing en ook na jou kon luister, Blignout. Dan broeders en susters, daarvan gepraat, volgende Sondag aand om 6:00 is ons Kerssangdiens saam met Montana Poort se lidmate. Onthou dis ons beurt hierdie jaar. So volgende week om 7:00 of 6:00 die aand is dit ons Kerssangdiens. So ons vra dat ons asseblief ook dit in ons ore sal knoop. Die susters vra as daar iemand is wat 'n blikkie vrugte kan skenk vir die aand se roomys en vrugteslaai. Is jy baie welkom om dit volgende Sondagoggend na kerk in die kombuis te kom neersit asseblief. Ek dink hulle gaan na die diens gaan 'n paar susters die vrugteslaai klaar maak en in die yskas sit. Dan broeders en susters, die blikkies wat ons het, moet ons net bære onthou vir die susters saamtrek vir volgende jaar. Dan die agterkant van die nuusbrief, en jy sal ook sien die tweede bladsy, is daar 'n projek vir die Sorg met Eer projek. Volgende week se kollekte is vir die emeritaatsversorging. Die Sorg met Eer projek is ook vir emeritaatsversorging en dit is 'n pragtige boekie wat die Kerkblad uitgegee het ten bate van die Sorg met Eer projek en dit is slegs R200 per eksemplaar en dis beskikbaar op bestelling by die kerkkantoor. Soos ons met die almanakke gedoen het, doen ons dit met die 30 maal geseënd boekie ook en dit is dan op bestelling beskikbaar by Reynou in die kerkkantoor of as jy wil kan ek sien hom Cassie is jy kan na die tyd vir hom ook sê as jy een soek daar by die tee drink. So ons vra dan broeders en susters dat ons ook hierdie projek ondersteun. Jy's ook so voor Desember wanneer jy nie weet wat om te doen nie. Dit is baie goeie leesstof en dis opbouende leesstof waaruit 'n mens ook uit ander mense se lewens ook leer hoe hulle self vir die Here ook diensbaar gestel het in hulle beroepe. So dis nie net dominees nie, dit is as mens gaan kyk is kunstenaars en kultuurleiers en politieke leiers en onderwysleiers en mense wat spesiale diens gedoen het en lidmate van die Gereformeerde Kerk wat oor 100 jaar oud geword het. Dis sulke mense wat in daardie boekie dan hulle lewensverhaal ook deurgegee word. So kom ons ondersteun hierdie projek. Jy kan in die kerkkantoor bestel of dan by Dominee Cassie as jy wil vanoggend. Dit dan wat ons afkondigings betref, ons is almal welkom om nou te gaan tee drink, kinders ook.